Ons onderwerp vir vandag, engele. Vine's Complete Expository Dictionary se definisie van engele is as volg. Angels are supernatural created beings who minister to God and to believers, acting as messengers, as agents of judgment, and as worshippers in heaven. They are strong and sometimes content with other powers. Psalm 148 vers 2 tot 6 lees as volg. Prys hom alle engele, prys hom alle hemelwesens, prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys hom hoogste hemele en waters en die hoë hemelruim. Laat hulle die naam van die Here prys, want hy het beveel en hulle is geskep. Hy het hulle vir altyd 'n vaste plek gegee, vir hulle orde neergelê, waarbuite hulle nie kan beweeg nie. Hoe is dit dan dat ons in vandag se samelewing engele so afwater? Ons lees immers dat nes God vir die son en die maan en die sterre 'n vaste plek gegee en 'n orde neergelê het dit ook so aan die engele gegee. Hoe is dit dan dat ons as mensdom besluit wie word engele en wie nie? Jy sien daar het 'n tendens by ons ontstaan om die afgestorwenes engel te maak. Ons lees gereeld van hierdie of daardie persoon wat vandag sy of haar engelvlekkies gekry het. So asof dit 'n vliegskool is waarvan jy sopas uitpasseer het. Daar is selfs die wie se diere hulle engelvlekkies ontvang. Regtig. Ek staan geensins onsimpatiek teenoor iemand wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het nie. Ek dink net dat ons soms fokus verloor op God se skepping en sy skepingsdoel. En wat ons doen en sê, nie altyd in lyn met sy woord is nie. Miskien is dit ondeurdenk, miskien onskuldig, miskien omdat dit ons beter laat voel. Indien jy nou voel dat jy maar eerder hier gaan stop, wil ek jou versoek om gerus saam met my verder te lees van wat die woord sê aangaande engele. Hebreërs 1 vers 13 tot 14. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het? Is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om die te dien, wat die saligheid gaan beerf nie? Lukas 20 vers 34 tot 36. Jesus sê vir hulle, in die wêreld trou die mense met mekaar, maar die wat waarig ag is, om deel te hê aan die toekomstige wêreld, en aan die opstanding uit die dood, trou daar nie meer nie. Hulle kan ook nie meer sterwe nie. Hulle is soos engele. Hulle is kinders van God, omdat hulle uit die dood opgestaan het. Kom ons wees baie versigtig om menslike waardes aan goddelike wesens te heg. Kom ons hanteer God se skepping met die nodige eerbied en respek wat dit verdien. Kom ons maak seker dat ons nie deur ons onkunde, miskien oningeligtheid en roekeloosheid met hierdie ondeurdenkte optrede van ons bespotting van God en sy skepping maak nie. Ek wil afsluit met die volgende skrifgedeelte. Judas 1 vers 8. En nou is dit met hierdie mense so. Vanweë die droomgesigte wat hulle sien, bevlek hulle eie liggame. Verwerp hulle die gesag van die Here en beledig hulle die hemelwesens.